Dis 'n voorreg wat ons vanoggend het om in die huis van die Here te kan wees. Ekskuus, ek kon net hier laat sit. As ek kyk na die tyd wat ons in lewe, kom ek agter mense soek na wonders en tekens. Kom agter mense soek na 'n gemaklike lewe. Kom agter mense soek dat dit met hulle moet goed gaan. Maar as ek die skrif lees, dan sê die skrif vir my duidelik, hy sê as jy godsvrugtig wil lewe, sal jy in hierdie tyd wat ons in lewe verdrukking hê. Jy sal teekanting hê, jy gaan beproewing hê, jy gaan probleme hê. En as ek die skrif lees, dan verstaan ek by myself nie altyd wat die Here van ons verwag as mens nie. Maar een ding wat ek verseker is, God verwag dat ons hom moet verheerlik in alles wat ons doen. So ek laas Sondag die woord uitbring en dit gaan oor al my moet ek wees soos in die Here, wat ek sê, wat ek doen, wat ek praat, hoe ek optree, moet wees asof ek dit vir die Here doen. Ons is geneig om dit te sê. Maar wanneer die optrede kom en die teekanting kom, hoe tree ek dan op? Kan ek my woorde wat ek spreek by my dade inpas? Dit is maklik om vir ander mense te preek, dit is die evangelie. Maar kan ek die evangelie uitleef wat God van my verwag? Dit is maklik om vir ander mense te sê, jy mag nie die en jy mag nie daai nie. Maar wanneer ek my eie lewe kyk, dan kyk ek nie, ek doen nie presies dit wat hulle doen nie, maar ek doen net iets anders wat in dieselfde kategorie val, want geen sonde en ongeregtigheid sal die koninkryk van God beerwe nie. Jy kry nie groot sonde en klein sonde nie. Sonde is ongeregtigheid, is sonde in die oë van die Here, hoe groot of hoe klein dit ook al mag wees. En ek vra myself baie keer die vraag af, Here, wat verwag U van ons as kinders van die Here? Ons sê ons is kinders van die Here. Ek het so tyd terug gepreek en ek gesê, as ek my woorde reg onthou, ons almal wil Jesus Christus aanneem as ons persoonlike saligmaker. Ons almal wil sê hy is ons verlosser, hy is ons geneesheer, hy is die ene wat vir ons sondes aan die kruis van Golgotha gesterwe het. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, dit is waar ons die fout maak. Ja, die skrif sê hy is al daai dinge. Maar is hy die Here van my lewe? Is hy die een wat altyd die eerste en die laaste sê? Dit is maklik om te sê, ja, hy is my geneeser. Wanneer ek siek is, dan bid hulle vir my en ek sal gesond word. Dan gaan ons dokters toe en sê ons, nee, is nie dokter wat my gesond maak nie, is in die hande van die Here. Maar ek wil vanoggend vir die vraag, is hy my Here? Luister wat sê die skrif. En ek wil vanoggend hê, jy moet onderskeid tref oor die verskillende skrifte wat ek gaan lees. Matteus 4, vers 23 tot 25 sê die volgende. En Jesus het deur die hele Galilea rondgegaan en in die sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke sieke en elke kwaal onder die volk genees. Vandag, in die tyd wat ons in lewe, eien ons onsself die reg toe. Hy is te mooi om in die sinagoges te leer. Ons preek Sondag na Sondag. Ons eien onsself die reg toe om die hande op die siekes te lê. En ons verwag hulle moet gesond word. En die gerig aangaande hom, vers 24 sê, het versprei oor die hele Sirië en hulle het na hom gebring almal wat ongesteld was, wat gekwel was deur allerlei siektes en pyne, en wat van duiwels besete was, waansiekes, verlammes, en hy het hulle gesond gemaak. En 'n groot menigte het hom gevolg,
van Galilea en Decapolis in Jerusalem en Juda en oorkant die Jordaan af. 'n Groot menigte het hom gevolg. Hierdie selfe Jesus op aarde toe hy was, gaan ek vir u lees in Markus 6, vers 7 tot 13. Jesus Christus, die Seun van 'n lewende God, kom op 'n plek en hy kom agter hierdie mense soek na Christus. Hy sê so in Markus 6 vers 7 en hy het die 12 na hom geroep en hulle 2-2 begin uitstuur en hulle mag gegee oor die onrein geestes en hulle bevel gegee om niks van hulle pad saam te neem as net 'n stok alleen. Geen reisak, geen brood, geen geld in hulle beurs nie, maar die skoene aan hulle voete. Julle moet nie 2 kledingstukke aantrek nie. En hy het vir hulle gesê, waar julle ook al in die huis in mag kom, bly daar, totdat julle daarvandaan vertrek. En almal wat julle ontvang, of na julle luister nie, ek gaan weer sê, en almal wat julle nie ontvang, of na julle luister nie, gaan daarvandaan al weg en skud die stof onder julle voete af, tot getuienis teen hulle. Voorwaar ek sê vir julle, dit sal vir Sodom en Gomorra verdraagliker wees in die oordeelsdag as vir daardie stad. En hulle het uitgegaan en gepredik dat die mense hulle moes bekeer. En hulle het baie duiwels uitgedryf, en baie siekes met die olie gesalf en gesond gemaak. Jesus Christus, die Seun van God, het die evangelie verkondig. En hy het siekes gesond gemaak. En hy het duiwels uitgedryf. En baie mense het hom agtervolg as gevolg van dit wat hulle gesien het. Nou ek wonder nou, in daardie tyd het die mense nou Jesus Christus begin aanbid. Nie vir die evangelie wat hy verkondig het nie, maar vir die wonders en tekens wat hy gedoen het. En Jesus Christus het seker nou maar nie in my gedagte by homself gedink, kom ek stuur hierdie 12 mense uit. Dit gaan nie ek direk wees wat dit aan hulle verkondig nie, maar dit gaan my disippels wees wat Christus gestuur het. En hy het aan hulle die mag gegee oor die onrein geeste. Hy het aan hulle die mag gegee om siekes gesond te maak en al die wonderwerke wat die Here self gedoen het, het hy aan hulle die mag gegee. Maar hierdie disippels gaan uit en hulle besef by hulle self, hierdie mense met wie ons in aanraking kom, kan nie net genesing ontvang nie. Daar moet voor die genesing, moet daar 'n bekeringstyd kom. Hulle moet hulle self voor God bekeer en daarna sal die genesing kom, daarna sal die duiwels uitgedryf word, daarna sal die wonders en die tekens gebeur. Maar in die tyd wat ons in vandag gelewe, kry ons dit baie maal dat wanneer die mense 'n bietjie krankheid het, dan gaan ons na die kerk toe. Wanneer ek 'n bietjie probleme het, dan gaan ek na die kerk toe. Wanneer ek voel die lewe druk my, dan gaan ek in my gebedskamer en ek roep uit na die Here toe. Maar wanneer ek in die lewe en alles gaan net mooi en goed en glad. Praat gister met 'n man of eergister. En hy sê vir my, daar's iets wat ek nie verstaan nie van dat ek 'n klein seentjie was. Hy sê ek het gehoor in die skool, nou die jare toe ons nog groot geword het, kon ons nog die evangelie van Christus in die skoolbanke gehoor het. Ons het nog gehoor dat Jesus het vir ons sondes aan die kruis gesterwe. In ons jare het ons nog Bybelklasse gehad. Hy sê dan sit ek in hierdie Bybelklas en ek hoor al hierdie goed. En vir myself is dit te moeilik om te verstaan. En hy sê vir my die ding, hy sê as Christus dan my geken het voordat ek in my moeder skoot gevorm is, het hy mos geweet
dit gaan vir my te moeilik wees om te kan doen wat die Bybel sê. En ek sê vir hom, weet jy wat is moeilik? Het is moeilik om myself te verloon. Het is nie moeilik om te gehoorsaam wees aan die Here nie. Want my gees stryd teen my vlees, en in my is daar 'n worstelstryd, wat se een is die sterkste? Toe hy wegry, toe sê ek gaan weer kom sit, dat ons bietjie gesels. Want ek het baie vrae, wat ek nie verstaan nie. Maar toe hierdie disippels van Jesus Christus, wat hy die mag gegee het, onder hulle was Judas Iskariot, wat hom sou verraai. Onder hulle was hy gewees, hy het dieselfde mag, hy het dieselfde krag gekry, as al die ander disippels. God het geen Jesus Christus, het geen onderskeid aan hulle getref nie. Want die skrif sê, God gee onberouwlik. Maar die keuse is nie by my, as mens. So is die keuse by al die mense, en dan vra ons die vraag, hoekom kon Jesus Christus sonder bekering vir hierdie mense die duiwels uitdryf? Die malaatses het hom geroep en gesê, Here, as U wil, reinig ons. Jesus het gesê, ek wil. Julle is gereinig, gaan toon julle aan die hoofpriesters. Hierdie man wat nie met die bad van Bethesda was, wat vir jare gelê, Jesus kom en sê, wat wil jy, moet ek vir jou doen? Hy sê, as ek voor hom opspring, is iemand anders in die pad. Jesus sê vir hom, neem jou bed op en wees gesond. Die vrou wat 'n bloedvloeiing gely het vir haarself gesê, as ek net aan die soem van sy kleed kan aanraak, want sy het die gerugte gehoor, dat hulle genesing kry. As ek net aan sy soem kan raak, sy het deur die skare gekruip, sy het net aan sy soem geraak. Sy het genesing ontvang. Maar daar's 'n verskil tussen vandag, die tyd wat ons in lewe, en toe Jesus Christus op aarde was. Jesus Christus, hy is die Here, hy is die Seun van 'n lewende God, hy het die mag. Hulle het nie nodig gehad om dit te bekeer nie, want hy is wie hy gesê het hy is. As al die mense sê, maar hierdie mense, toe Jesus Christus aan die kruis hang, die een spot met hom, en die ander een sê, Here, dink aan my, wanneer jy in die paradys kom. Jesus sê, eendag vir ons, sal jy saam met my in die paradys wees. Hoekom kan ons nie lewe soos ons wil? Ek het 2 sondae terug gesê, daar's 'n rede hoekom daar 'n Nuwe Testament en 'n Ou Testament in die Bybel is. En die Testament tree eers in werking die oomblik wanneer die testamenthouer gesterf het, die eienaar. Testament kan nie voor die tyd in werking tree nie. Maar toe Jesus Christus sy asem uitblaas op hierdie aarde, begin daar die Nuwe Testament in werking kom. Jy moet jou eers bekeer voor Christus. Jy moet Christus aanneem as jou persoonlike saligmaker. Weet jy wat, is die verskil in vandag se dae. Ons wil die wonders en ons wil die tekens hê. Ons wil 'n gemaklike en liefdevolle lewe hê. Ons soek na vrede en ons soek dit op al die verskillende plekke. Ek moet gelukkig wees. Ek moet tevrede wees met hoe dit aangaan. Ek luister, soos ek terug, praat ek en my vrou. Hoe ken ek die stem van die Here? Ken ek regtig die stem van die Here? Die skrif sê, julle het die Heilige Gees, en het niemand nodig om julle te leer nie. Hoekom wil ek dan ander mense leer? Ons verstaan nie die dinge nie. Daar's 'n
tyd in die skrif, wat Jesus selfs nie wonderwerke of tekens kon doen nie, weens die ongeloof van die mense. Wat sê die skrif? Jy moet geloof in God hê. Hier staan Jesus, tog mens, tog God voor hulle. Want ek glo in 'n drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, en hulle funksioneer as een. En hy wil seker sit krankhede gesond maak. Dit kan nie gebeur nie. Wat was hulle ongeloof? Hulle ongeloof was nie dat hulle nie sal gesond was nie, anders sou hulle nie daar gewees het nie. Hulle ongeloof was nie dat hulle nie genesing of krepelheid geregheid kom nie. Nee, hulle het na Jesus toe gekom, maar hulle het nie Jesus gesien as die Seun van 'n lewende God nie, en dit het gemaak dat daar geen krag in hom kon te manifesteer nie. Ek wil vanoggend vir die vrou, wie is Jesus Christus vir jou? Is hy maar net jou geneesheer? Is hy die een wat vir jou sondes aan die kruis van Golgotha gesterf het? Is hy die een wat ek van gehoor het toe ek 'n klein seentjie was in die sonnaarskool? Of het hy vir my 'n werklikheid in my lewe geword? Dan sê hy die skrif, julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid. Omdat julle dit in julle eie willistighede wil uitgee. En 'n plek sê hy, staan op die hoek in die straat, moenie soos die skrifgeleerdes en fariseërs wees, want hulle kla hulle loon weg. Aan 'n plek sê hy, die een hand moet nie weet wat die ander hand doen nie. As ek 'n liefdadigheids doen met die hand, moet die ene nie weet daarvan nie, die mense moet nie weet daarvan nie, maar gaan in jou binnekamer, dit wat jy in verborgenhede tot God spreek, sal in die openbaar vergeld word. Waar is die verskil vandag? Die persoon wat al sy weldade wil uitwys, het nie die Here aangestel as hy is Here van my lewe nie, want hy glo nie die skrif wat sê gaan in jou binnekamer. Want as ek in my binnekamer gaan, dan weet ek hy wat in die verborgenhede hoor, hy is die Here van my lewe, hy is my Alfa, hy is my Omega, en hy sal niks my kant laat bring wat vir my te swaar is nie. In die tyd wat ons in lewe soek ons na wonders en tekens, maar ons is net soos daai mense. By Jesus kon nie die werk doen nie, weens die ongeloof wat in hulle midde was. My geloof vandag. Ek het geloof dat as wie ook al, wie was die goddelike geneese mens van jou tyd? Rassie Erasmus. Ja, as Rassie Erasmus vir my bid, dan sal ek gesond word en ek sal kilometers ver ry om by Rassie Erasmus uit te kom, omdat hy vir my moet bid. Waarin is my geloof? Is my geloof in Rassie Erasmus wat die werk kan doen? Of is my geloof in die Here Jesus Christus wat sê gaan in jou binnekamer? Wat jy in jou verborgenhede met God spreek, sal in openbaar vergeld word. Weet jy hoe ver het ons gegaan? Ek wil vanoggend sê 99,9% van die mense het nie eers meer 'n binnekamer nie, maar ek soek na die wonders, ek soek na die tekens, ek soek na die krag van God openbaar moet word, maar my binnekamer, ek ken nie die stem van die Here nie. Ons het 'n gedaante van godsaligheid geword en ons het die krag daarvan verloor. Ek het vir julle baie teleurstellende skrif. Skrif sê hy wat sy lewe wil wen, sal dit verloor. Maar hy wat sy lewe verloor, ter wille van my naam, sal dit wen. Hoe vreeslik moet
As ek my hele lewe lank in die kerk gesit het, as ek my hele lewe lank in die orkes gespeel het, ag, as ek 'n profeet was of 'n tes, of as die gees van die Here my 'n koordanse weggelei het, of ek kon 'n prediker wees en die wêreld kon luister, maar ek kom by die Here Jesus Christus, die Seun van God, en hy sê vir my, gaan weg, ek het jou nooit geken nie. Ek wil vanoggend vir u sê, die Bybel is nie vir almal geskryf nie. Die Bybel is geskryf vir die man en vrou, wie Jesus Christus sy Here is. Want dis vir hom en vir haar, wat dit nie moontlik is om die koninkryk van God te erwe. Die laaste dae sê ek baie keer vir myself, ek verstaan hoekom die skrif sê, daar's 'n breë weg wat baie gaan vind, en 'n smal weg wat min sal vind. Ek verstaan dit, want ons sê ons dien die Here. Ons loop in die laaste tyd, vra ek myself die vraag af, waar kom die naam van Christendom vandaan? Want almal is Christene, maar niemand dien God in gees en in waarheid nie. Ons roem, en ek luister gisterand of eergisterand, die Christendom is die meerderheid in hierdie wêreld, is Christene. Maar hoekom sê die skrif, daar's 'n smal weg wat min gaan vind? Nie die meerderheid van Suid-Afrika in die wêreld nie. Daar's 'n smal weg. Dis die man en vrou wat nie roem, ek is 'n Christen nie, maar dis die man en vrou wat sê die Here Jesus Christus is my Here. Jakobus 5 vanaf vers 14 wil ek vir u lees. Hierdie is nadat die Here opgevaar het. Daar's mense wat sê Jakobus was die aardsboetie van Jesus Christus. Ek het nie bewys daarvan nie, maar ek wil dit amper glo. Hy was een van die gewees wat met Jesus die spot gedryf het. Maar nadat Jesus Christus opgestaan het uit die dode uit, het hy vir hom 'n werklikheid geword. Vers 14 sê in Jakobus 5, is daar iemand siek onder julle? Laat hom na die ouderlinge van die gemeente inroep, en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. Luister wat sê hy, is iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge inroep. Nie almal wat oud is 'n ouderling nie. Weet jy wie 'n ouderling is? Die man en vrou wat God dien in gees en in waarheid. Laat hulle vir hom bid nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. En die gebed van geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig. Daar's nie 'n mens op hierdie aarde wat 'n kranke kan gesond maak nie, hoor wat ek vanoggend vir u sê. Die geloof in die Here, en die Here sal die kranke oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle kan gesond word. Die vurige gebed van die regverdige het groot krag. Elia was 'n man net soos ons, en hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie. En dit het op die aarde 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. En hy het weer gebid, en die hemel het reën gegee, en die aarde het sy vrug laat uitsprei. Broeders, as een onder julle van die waarheid afgedwaal het, en iemand het hom bekeer, laat hy
weet dat die een wat 'n sondaar van sy dwaalweg bekeer, 'n siel uit die dood sal red en 'n menigte sondes bedek. Jakobus, toe hy die brief skryf, het hy besef, die gebed van regverdige. Ek wil vanoggend sê vir jy is regverdige. Dis nie hy wat roep die Here, Here nie. Dis nie hy wat sy hande oplê nie. Maar is die man en vrou wat besef, dit is net Jesus. Dis die krag van God in Jesus wat die werk in 'n mens kan doen. Dit is Jesus Christus wat die siekes oprig. Dis Jesus Christus wat die krankes genees. En dan sal hom aanbid in gees en in waarheid. Dan sê die skrif, die gebed van 'n regverdige het groot krag. Ek wil vanoggend vir u vra, as jy jou hand in jou eie boesem insteek, en jy kyk hoe jou hart is, kan jy sê, jy's regverdig voor God vanoggend. Want die skrif sê, as jou hart jou nie veroordeel nie, het jy vrymoedigheid tot God toe. Maar God is meer as jou hart. Hy weet van alles. Vanoggend vir die vraag, waar is die ware aanbidders? Waar is die ware aanbidders wat God in gees en in waarheid aanbid? Waar is die man en vrou wat bereid is om alles wat hy dink hy weet te regterskuif en te sê, Here, leer my. Here, lei my. I need you, Lord Jesus. Ek het nodig dat die werklikheid in my binneste word. Waar is die man en vrou wat hulle in gees en in waarheid voor Christus bekeer het? Wat beteken bekering? Ek het gesterwe. Ek lewe nie meer nie. Maar Christus leef hier binne my. Dan wil ek vanoggend die vraag vra, hoekom is daar dan so baie dooie bene deel van ons evangelie? Dit wat ek sê, ek het afgesterwe, het ek weer teruggegaan en het gaan haal en dit bly deel van my lewe. Julle soek na wonderwerke, julle soek na tekens. Het dit die tyd geword dat ons eerder soek na die Here Jesus Christus in gees en in waarheid, sodat hy weer die werk kan doen. Daar's 'n liedjie wat sê, give me that old time religion. Het was goed genoeg vir die ou man, het is goed genoeg wees vir my. Want help dit, ek sing dit. Maar ek is nie bereid om die opofferings te doen wat die ou godsmanne gedoen het nie. Terwyl ek hierdie week buite besig is, en dat is goed wat op die radio speel, en ek vra myself die vraag of ek raak benoud hier in my binneste. Ek sê, Here, wie is daar nog by die aarde wat God aanbid in gees en in waarheid? Wie is daar? Waar is die predikers wat nog opstaan vir die waarheid? Waar is die manne en vroue wat nog bidders is? Waar is hulle, Here, wat ons sit in 'n tyd wat ons 'n gedaante van godsaligheid het? Die krag daarvan het ons lankal verloor. Daar's 'n rede hoekom die skrif sê, die oordeele van God gaan begin in die huis van die Here. En weet jy wat sê nog? As dit vir ons, wat in die huis van die Here so onverdraaglik sal wees, hoe gaan dit vir die wees daar buite nie?
Jesus het vir sy disippels sê, as hulle nie wil bekeer nie, skud die stof van jou voete af. Maar wat doen die Christendom van vandag? Almal is my vriende, almal is, ag, ons moet mos die liefde hê, en ag, alles is oukei. Terwyl Jesus Christus gesê het, skud die stof af. Laat hy vir hom 'n vervloeking wees. Waar pas ons in? Soek ek die aanbidding van hierdie mense in die wêreld? Ag, Henry was so wonderlike ou gewees. Ag, hy het so wonderlike preke gepreek, ag, was. Of soek ek die eer van God? Daai man. Daar's 'n profeet in die Bybel. Opgeskryf toe die koning sê, profeteer vir my, en almal bring vir hom, en hy sê, laat jou woorde net wees soos die, en die profeet sê, ek sal net sê, dit wat God vir my sê om te sê. Hy word nie omgekoop nie. Hy sê net dit wat God vir hom sê om te sê. Terwyl ons vandag, dink die skrif praat van as hulle vir jou iets gee om in jou tande vas te byt, dan sal jy vir hulle mooi woordjies profeteer. Ja, dis 'n werklikheid vandag. Die mense is te bang om die waarheid te verkondig. En die gemeente gaan op jou tiende betaal. Foei tog, hou jou tiende vir jouself, man. Kan saam met jou in die hel brand in 'n geval. Pastore is te bang om die waarheid te sê, want hy moet dalk net vanaand gaan bid vir sy volgende bordjie kos. Weet jy, ek gaan met my geld en met my gemors in die hel beland. Waar is die ware aanbidders wat God aanbid in gees en in waarheid? Waar is die verdrukking? Nee, ons soek nie die verdrukking nie, ek het al gehoor. Dat die mense sê, nee, ek kan nie van hierdie plek af weggaan nie. Want wie gaan vir my kinders sorg? Pastore, wat baie geld verdien. Ek is nie bereid om die waarheid te verkondig nie. Want wie gaan vir my kinders sorg? Het God nie met Jesus in die Bybel gesê, hy wat alles verlaat terwille van die naam van die Here sal in hierdie lewe dubbeld geseën wees nie. Waar staan ons vandag? Ons soek die wonders, ons soek die tekens. Ons wil roem en sê ons dryf duiwels uit. Waar is dit? Waar is die tekens wat wys dat mense werklik vry geword het? Die ou mens afgesterf het en 'n nuwe Christen geword het nie, 'n kind van God lewe volgens die gees van die Here. Hoe vanoggend vir die vraag, Jesus Christus het die mag gehad om die siekes net so gesond te maak. Tog sê ek doen niks as ek dit van my Vader af gekry het nie. Wie gee vir my en u die reg vir siekes te bid? Maar ek het geen toestemming van God die Vader gekry om vir hulle te bid nie. Ons wil almal gesond maak. Weet jy wat moet ons doen? Ons moet eerder die woord van bekering predik, tydig en ontydig, dat die wêreld hulle tot bekering kan roep in God. Want dit is skrif. Hy sê, dis my wil, dat almal tot die kennis van die waarheid gaan. Kom. Dis my wil, dis die wil van die Here, dat die mense hulle moet bekeer. Want die skrif sê, ek het vir u gelees, hy wat 'n sondaar uit bekering kry, het iemand uit die dood uit geruk. Maar nee, ons wil wonders en tekens spreek en ons wil vir die mense in die gehoor streel. En ek ruk niemand uit die sonde uit nie. Maar dit gaan nie meer oor Jesus Christus wat die Here is nie. Ek het vanoggend sit ek mooi en dink. Hierdie mense wat toe Jesus nie die wonderwerke kon doen nie. Wat se geloof het hulle nie? Hulle het nie geloof gehad dat hulle nie gesond sou word nie. Maar hulle het nie geloof gehad dat Jesus Christus is wie hy gesê het hy is nie.
Wie is die Here vir my en nie vanoggend? Ek wil hiermee afsluit. Vir u sê elke persoon moet sy eie keuse maak. Ek kan nie vir u 'n keuse maak, ek kan nie vir u 'n besluit maak nie. Maar elke man en vrou se keuse is in sy hand. Gaan ek hierdie wêreld sy begeerlikhede verwelroep en Christus kry as wins? Of gaan ek vashou aan die genot van hierdie wêreld? Gaan ek vashou aan dit wat geen waarde het en Christus verloor? Ek het laas Sondag vir u gesê, of ek verloor myself, neem my kruis op en ek volg Christus, of ek verloor Christus en ek hou wat ek het en ek sukkel maar aan met hierdie lewe. Maar as ek myself verloor, ek het agtergekom, dis die moeilikste ding om te doen. Dis nie moeilik om die Here te dien nie. Hoor wat ek vanoggend vir u sê. Dis nie moeilik om die Here te dien nie. Maar dit is so moeilik om myself te verloor. En dit veroorsaak dat ek nie die Here kan dien. Daar's niks anders nie. Ek kan myself nie verloor nie. En ongelukkig is dit wat Christus van my verwag. Ek moet my heerskappy onderwerp aan Christus. Onderwerp jou dan aan God. Weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. Daar's nie 'n ander manier nie. Daar's glad nie 'n ander manier nie. Ek moet myself onderwerp aan God. En met hierdie woorde wil ek afsluit vir die vraag. Hoe staan jou saak vanoggend voor die Here? Soek jy na die genot, na die vrede van hierdie wêreld? Of soek jy dat die Here Jesus Christus 'n werklikheid in jou lewe word? Net een manier. Tot sover uit sy woord uit. Amen. Kom ons staan. Gaan ek vir my ma vra vir ons die dienste vandag. Ek wil vanmôre Here, dat ons hier by mekaar kan wees. Prys U naam. Dit is vir ons 'n voorreg om weer eens U woord te kan hoor. Here, Here, maar maak ons harte ontvangbaar, dat Asseblief. ons sal inneem in dit doen, dit wat U van ons verlang. prys U naam. Ek wil vra dat U ook in hierdie week verder met ons sal wees, dat U ons op die bestemde tyd weer by mekaar sal bring. Dit vra ek in naam van wil. Amen. Mag jy 'n geseënde week in die Here hê. Dien die Here met blydskap tot ons mekaar weer sien. Amen.